Welkom by Ouma Martie se kombuis. Ons gaan vandag vir julle wys hoe om swentjies te bak. Nou dis maar net 'n soetkoekie met 'n twist. Dis 'n baie maklike dingetjie om te bak en hulle bak altyd baie mooi. Jy het gewoonlik nie 'n probleem met hulle nie. Ek gebruik panne. My panne sit nie die goed aan vas nie. As jou panne geneig is om die goed vas te brand, is jy welkom om 'n stukkie waspapier onder te gebruik. Dit is dalk veiliger vir jou as jy weet jou panne is geneig om vas te brand. Ek het 'n houtlepel nodig met 'n groterige agterkant, want ons gaan 'n gaatjie in die koekies druk. Dan het ek my rollertjie om vir my merkies te maak, dat my bolletjies ewe groot is, 'n versierbuisie, 'n mes om die deeg mee te sny. Ek het appelkoeskonfyt en rooi kleersel. As jy die appelkoeskonfyt rooi kleur, is dit 'n baie mooier effek as wat dit net die brein van die appelkoeskonfyt is. Ek het gewone pistousties wat ons fyn gemaak het, waarin ons die deegie gaan roer. En dan het ek ook vermicelli, wat ek ook net om dit bietjie anders te laat lyk. As ek nie pistousties opsit nie, gaan ek van die vermicelli opsit. My deeg bestaan uit 250 gram margarine, dis kamertemperatuur, 1 koppie suiker en 3 large eiers. 4 koppies koekmeel, 1 teelepel bakpoeier en 'n knippie sout. Dan het ek 'n bakkie koekmeel nodig om met die deeg te werk as my deegie aangemaak is. Okay, my metode is ek meng my suiker en my margarine. Dan gooi ek my eiers een vir een by en verroom dit net so bietjie, laat dit net die margarine net fyn word en die suiker so bietjie smelt. Dan gooi ek my meel, my bakpoeier en my sout bo op die mengsel, laat dit net deurmeng en dan is jou deeg reg. As julle van my ander soetkoekie video's gekyk het of my doppie deeg, sal julle weet jou deeg is reg as jy dit met 'n elektriese menger aanmaak en jou menghak maak jou bak skoon binne, dan is jou deeg reg. As daar nog baie stukke aan die kant aansit of jy druk dit so tussen jou vingers en daar sit stukkies deeg in jou vinger, dan is dit te slap. Dan moet jy nog bietjie meel bygooi. As jy 'n bolletjie maak en jy druk hom en hy's te styf, gaan jou bolletjie kraak. Dan gaan jy nie met dit gewerk kry nie. Dan moet jy verkieslik bietjie melk of 'n eier bygooi. Ek gaan begin deur my margarine en my suiker in my mengbak te gooi. Hier is my suiker en my margarine. Ek gaan dit nou net meng. Ek gooi ek my eiers een vir een by. Ek gaan net my bak so bietjie skraap, laat die wat aan die kant vassit net afkom. Ek weet nie of julle kan sien, dit is nou redelik gemeng nie. Ek gaan my meel ingooi. My bakpoeier en my sout. Kyk hoe mooi maak hy my bak vir my skoon. Dan weet ek my deeg is reg. Kyk hoe mooi het hy my bak vir my skoon gemaak. Dan weet ek my deeg is reg. Daar is my deegie nou reg om mee te werk. Ek het verduidelik van die bolletjie deeg. As jy 'n bolletjie maak en jy druk hom so tussen jou vingers plat, moet daar nie deeg aan jou vingers saam wegtrek van die bolletjie af nie. Dan weet jy jou deeg is reg. As hy krakies maak, is jou deeg te hard. Dan moet jy 'n eier of melk bygooi.
As jy lief is vir bolletjies maak, kan jy net 'n bolletjie maak. Ding is nou bietjies te groot is nie. Jy druk hom maar sommer in die ding. Ek maak bolletjies en my man druk hulle of in die pistousies of in die vermicelli. Nou vat ek die lepel, dis nou 'n verskriklike lang lepel, en druk 'n gaatjie in elkeen wat ek nou vol konfyt gaan maak. So sê so half teelepeltjie kleursel is genoeg. Ek druk konfyt in elke gaatjie. Jy kan maar die gaatjie vol maak, hulle kook nie regtig uit nie. Die plastiese versiersakke werk ook baie goed vir hierdie werkie. My oond is aan op 180 grade. Hulle bak vir 12 tot 15 minute. Hulle het nou 15 minute gebak. Ons het nog nooit vermicelli gebruik nie. Ons het nou gedink dit sal 'n baie mooi Kersfeeskoekie maak. En nou het daar een of ander reaksie plaasgevind, want al die vermicelli koekies se konfyt het heeltemal uitgekook. Die gaatjies is leeg, terwyl die pistousie koekies mooi gebak het en niks konfyt het uitgeloop nie. Maar hulle behoort nog reg te smaak.